Welkom. Vandag duik ons in een van die liggaam se mees misverstane en tog een van die allerbelangrikste stelsels, die limfatiese stelsel. Dis hierdie verborgde netwerk wat ons letterlik aan die lewe hou en ons gaan nou uitvind presies hoekom. Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n feit wat nogal wel verrassend klink. Jou bloedvate lek. Ja, regtig. Heeldag, elke dag sypel daar liters vloeistof en belangrike proteïene uit jou are in jou weefsels in. Dink daaroor, as daar nie 'n plan was om dit op te ruim nie, sou ons letterlik opblaas. So die groot vraag is, waarheen gaan al daardie vloeistof? Die antwoord? Wel, dit lê in 'n heeltemal aparte, parallelle sirkulasiesisteem. En dis waar dinge interessant raak, want die ontwerp is heeltemal anders. Dink aan jou bloedsomloop as 'n hoë-druk snelweg met die hart as die kragtige engine. Die limfsisteem daarenteen, dis meer soos 'n rustige, lae-druk dienspad. Dis een rigting en, kry hierdie, dit het nie eers 'n sentrale pomp nie. Dit pomp homself. Ja, ons gaan nou kyk hoe dit werk. So kom ons stel hom behoorlik voor, die onderskatte held van ons liggaam, die limfatiese stelsel. Dit is soveel dinge in een. Dink daaraan as die liggaam se sanitasieafdeling, sy eie sekuriteitspatrollie en 'n baie gespesialiseerde afleweringsdiens. Alles in een. Goed, so die eerste vraag is natuurlik, hoe kom daai gelekte vloeistof in die eerste plek in hierdie stelsel in? Wel, die geheim lê in die briljante ontwerp van die ingangspunte. Dis basies 'n eenrigtingstraat, maar op 'n mikroskopiese skaal. Hierdie beginpunte staan bekend as limfatiese kapillêre vate. Nou, moenie hulle met bloedkapillêre verwar nie. 'n Bloedvat is soos 'n sif. Goed gaan in en uit. Hierdie is anders. Dis soos 'n eenrigtingsdraaihek by 'n stadion. Vloeistof, proteïene en selfs selle kan inkom, maar hulle kan glad nie weer uitkom nie. Dis die eksklusiewe ingang. En die ontwerp is regtig 'n meesterstuk van ingenieurswese. Die wande bestaan uit selle wat oor mekaar lê, amper soos dakteels, en dit skep klein, eenrigting klapdeurtjies. Hierdie deurtjies is dan met fyn ankerfilamente aan die omliggende weefsel vasgebind. Dis ongelooflik slim en nou gaan ons sien presies hoe hierdie eenvoudige ontwerp werk. En hier is die geniale deel. Soos die weefsel begin swel en die druk daarbinne toeneem, wat gebeur? Daardie ankerfilamente trek styf en hulle pluk letterlik die klapdeurtjies oop. So hoe meer die weefsel swel, hoe wyer maak die drein oop. Dis presies die teenoorgestelde van 'n bloedvat wat onder druk sou toedruk. Die stelsel is dus ontwerp om op sy beste te werk presies wanneer jy dit die nodigste het. OK, die vloeistof is nou binne in die stelsel, groot. Maar nou, daar's geen hart wat dit pomp nie. Hoe op die aarde beweeg dit veral ten swaartekrag op, byvoorbeeld uit jou voete uit? Jy weet, die probleem is glad nie nuut nie. Meer as 100 jaar gelede het die fisioloog Ernest Starling al gesê, daardie verlore proteïene, hulle moet herwin word. Maar hoe? Wel, die liggaam se antwoord was nie nog 'n groot, kragtige pomp soos die hart nie. Nee, die oplossing is iets baie slimmer en meer versprei. Die oplossing is 'n netwerk van miljoene klein, onafhanklike pompies. Elke klein segmentjie van 'n limfvat wat tussen twee klippe lê, word 'n limfangioon genoem. En jy kan aan elkeen dink as sy eie klein, funksionele mikrohartjie wat die vloeistof vorentoe stoot. En hierdie proses is eintlik heel eenvoudig. Eerstens, die limfangioonsegment vul met limfvloeistof. Dan, outomaties, trek die gladde spier in sy wand saam. Daardie samentrekking stoot die vloeistof verby 'n klep in die volgende segment in. En dan, krities, klap daardie klep toe sodat niks kan terugvloei nie. En dan herhaal die siklus, oor en oor, segment na segment, soos 'n stadige ritmiese golf wat die limf vorentoe en opwaarts dreig. Hierdie vergelyking plaas regtig alles in perspektief. Kyk net na daai drukverskil. 'n Slagaar is op 90 tot 100 mm kwik. 'n Limfvat is skamele 2 tot 3. Dis amper niks. En dis hoekom die kleppe so belangrik is. Slagare het geen. Are het 'n paar, maar limfvatte, hulle is propvol kleppe, 'n ontelbare hoeveelheid om te keer dat enigiets terugsak. En dan is daar nog iets unieks, daai vloei-impediment, die limfknoppe. En dis waaroor ons volgende gaan praat. Maar die reis van hierdie vloeistof gaan nie net oor vervoer nie. O nee. Soos ons net nou gesien het, is daar kontrolepunte langs die pad ingebou. Dink daaraan so.
Elke enkele druppel limf moet deur 'n baie streng sekuriteits- en sanitasie-inspeksie gaan voor dit weer by die bloed mag aansluit. En daardie kontrolepunte is natuurlik die limfknope. Jy het honderde van hulle, strategies geplaas reg deur jou liggaam. Voordat enige vloeistof weer in jou bloedstroom toegelaat word, moet dit deur ten minste 1, maar gewoonlik meer, van hierdie biologiese filters beweeg. Dit is soos 'n paspoortbeheer vir vloeistof. So, wat gebeur dan daar binne? Wel, dis 'n dubbele rol. Dis 'n sanitasieaanleg waar makrofages soos klein Pac-Mans rondgaan en al die gemors, bakterieë en virusse opvreet. Maar dis ook 'n intelligensiehoofkwartier. Dis waar jou immuunselle die mees gesoekte lys van kieme te sien kry en 'n getymde aanvalsplan kan begin formuleer. So ons het hierdie ongelooflike maar baie delikate laadrukstelsel. Wat gebeur as daai vergete hoofweg 'n verkeersknop kry of heeltemal geblokkeer word? En dis belangrik om te verstaan dat nie alle swelling dieselfde is nie. Die onderskeid is krities. Jy kry gewone edeem wat ons 'n hoë uitsitprobleem kan noem. Dis basies wanneer 'n gesonde stelsel oorweldig word deur te veel vloeistof. Maar limfedeem, dis 'n lae uitsitprobleem. Die dreineringsstelsel self is stikkend en dit lei tot 'n ophou van 'n proteïeneryke vloeistof en daardie proteïene, dis die groot sondaar. En dit skep 'n regte bose kringloop. Eerstens, daai stilstaande proteïenryke vloeistof veroorsaak chroniese inflammasie. Tweedens, daai inflammasie lei weer tot littekenweefsel, dis wat ons fibrose noem, en abnormale vetgroei, en dit beskadig die oorblywende limfate nog meer, wat die hele probleem net vererger. So die weefsel verander permanent. So die gevolge gaan veel verder as net ek is 'n bietjie geswal. Nee, die hele omgewing van daai weefsel verander fundamenteel. Dit raak hard en dit word 'n broeiplek vir infeksies, want onthou, daai immuunpatrollie kan nie meer daar uitkom om die area te beskerm nie. Vir so lank was hierdie stelsel regtig die vergete hoofweg van die liggaam. Maar die goeie nuus is, dit is besig om te verander. Vandag gee wetenskappers dit uiteindelik die aandag wat dit verdien. Ons is nou besig om 'n hele nuwe era te betree. Die era van molekulêre limfologie. Dit klink dalk ingewikkeld, maar dit beteken ons beweeg verby die basiese waar is wat van anatomie. Wetenskaplikes is nou besig om die presiese gene, die proteïene, die boublokke te identifiseer wat hierdie netwerk bou, onderhou en selfs kan herstel. Dis 'n heeltemal nuwe balspel. En hierdie dieper begrip maak natuurlik die deur oop vir behandelings wat 10, 20 jaar gelede pure wetenskapsfiksie sou geklink het. Ons praat van geenterapie om oorgeerfde foute reg te stel, stamselterapie om splinternuwe limfate te groei, selfs medisyne wat soos 'n skakelaar kan werk om die groei van hierdie vate aan of af te skakel, afhangende van wat nodig is. En dit bring ons by die laaste groot vraag. Deur hierdie vergete hoofweg beter te verstaan, watter ander groot siektes kan ons dalk beter navigeer? Jy sien, die limfatiese stelsel word nou verbind met soveel dinge. Die verspreiding van kanker, Alzheimer se siekte, selfs vetsig en hartsiektes. Dit lyk al hoe meer asof die kaart om sommige van die medisyne se grootste raaisels op te los, dalk nog al die tyd in hierdie verborgde netwerk weggesteek was.